u geliefdes weer eens in die wonderlikste naam van alle name, ons Yahweh Elohim, deur sy seun ons Yeshua Messia, en die Heilige Gees, wat ek en jy hierdie dinge leer. Geliefdes, ek het nie 'n spesifieke onderwerp waarmee ek wil met u praat vandag nie. Maar ek wil vir u vra, wat gaan in u lewe aan? Het u al bietjie perspektief geneem van u lewe? Het u al gaan kyk waarna toe is u op pad? U weet, dit is so maklik vir ons om maar net te praat, want die hele wêreld praat oor 'n toekomsverwagting. En geliefdes, is miskien een van hierdie dinge wat juis vir ons 'n probleem kan gee. En dit is 'n toekomsverwagting. Want, jy sien, jy wil kyk, wat kan jy uit hierdie lewe uithaal? Wat kan jy vir jou kinders bereik? Wat is jou finansiële opset? Waarna toe is ek en jy op pad? En weet u, geliefdes, ek en jy moet gaan stil word voor Yahweh. Ek en jy moet begin leer om van hierdie gejaagdheid ontslae te raak. Ek en jy moet gaan stil word om die stem van Yahweh te hoor. Wat wil u hê moet ek doen, Yahweh? Het laat my dink daar aan Samuel van ouds. Ons ken daar die verhaal van sy ma Hanna. En hoe sy hom tempel toe gebring het en hoe hy onder Eli se priesterskap in die tempel opgegroei het. En waar hy gelê en slaap het en Yahweh na hom geroep het. En elke keer het hy opgestaan en na Eli toe gegaan en sê, u het my geroep. En dan elke keer, dan sê Eli, nee, ek het jou nie geroep nie, gaan maar terug en gaan slaap weer bietjie. En so gaan dit met ek en met jou ook. Jy hoor baie keer 'n stem en jy weet nie van waar af kom dit nie. Weet jy, die tweede keer het dieselfde gebeur en die derde keer toe sê Eli, nee my seun, as hy nou weer, dat jy weer daardie stem hoor, antwoord, hier is ek Yahweh, spreek u diensknegt luister. En ons ken die verhaal verder, wat Yahweh toe met hom gespreek het, vir hom alles vertel het van Eli se seuns, en wat hulle als verkeerd doen, daar in die tempel. En weet jy, geliefdes, wat my opgeval het, en dit wat ek vir u wil sê, as 'n mens stil word, en jy leer, en jy hoor daar die stem van Yahweh, dan gaan jy nooit weer terug nie. Want Samuel het nooit weer teruggegaan na Eli toe, as Yahweh wat met hom gepraat het nie, want weet jy, geliefdes, hy het die stem van Yahweh geken. En dit is wat ek en jy ook moet doen in hierdie lewe. En waardeur spreek Yahweh met ons? Ja, hy sê daar in Joel 3, dink ek, sê hy dit so mooi, hy sê, en julle ou mense sal gesigte sien, en julle kinders sal drome droom. Maar weet u, geliefdes, die stem van Yahweh is hier in jou hand. Dis die Gees, wat met jou spreek, deur die woord van Yahweh. Want as jy hierdie woord ken, dan sal jy nie mislei word in hierdie wêreld. En geliefdes, dit help nie, jy die wêreld gewin en jou siel skade gelei. Weet jy wat is die beste nuus nog ooit? Nie net in ek en jy se lewe nie, maar van die begin af. Kom Yeshua en hy daar opgestaan. En dis die beste nuus. Hy word gebore daar by Bethlehem. Hy sê, daar sê die Psalmer, o jy, o Bethlehem Efrata, word Yeshua
absoluut deur hierdie wêreld moes hy gaan en vir ek en jy se sondes betaal. Maar ek en jy het hier die eindprys wat hy deur sy woord gegee het. En daardie prys is, kyk, hy het opgestaan. En daar die beste nuus nog ooit, kyk, ek gaan op 'n hele plek te berei by my vader. By my vader is daar baie woninge. As dit nie so was nie, het ek dit vir julle gesê. Geliefdes, hoor u wat sê die woord van Jahwe? Dink u dat hy 'n mens is dat hy kan lieg? Want as jy vandag met iemand praat en jy sê dis die eindtye, dan stem almal met jou saam. Maar is dit werklik in jou lewe die begin van 'n uitsien na die koms van Yeshua? In my lewe het ek dit baie kere gesê, iemand het baie kere eendag vir my gesê, maar jy het al baie gesê gaan kom op die wolke. Ek sê ja, dis waar. 20 jaar plus verwag ek al Jahwe. En ek het nog nooit eendag spyt dat ek dit gesê het. Ek het nog nooit eendag spyt dat ek hom verwag op die wolke. Want dit is my hoop. En as jy so reg rondom jou kyk in hierdie wêreld, dan besef jy ewe skielik dat mense het nie meer hoop nie. Gaan praat met mense. Hoor wat hulle met jou gesels. En dan het hulle ook nie die woord van Jahwe nie, en ken hulle nie die beloftes van die woord van Jahwe. En hoeveel kere ek dit ook al vir u kan sê, maak nie saak nie. Ek sê vir u Psalm 119 vers 49 sê, u het my laat hoop. U die Almagtige het vir my laat hierdie uitsien in my hart gee, om na hierdie wonderlikste tyd wat vir ek en jy voorlê, dat ek daarna kan uitsien. Vers 50 sê, want u beloftes, dit maak my lewe. En hou my in die gang, hou my in die lewe. Want dis my toekomsverwagting. Om vir Yeshua op die wolke te verwag. Om saam met hom te gaan na die bruilofsmaal. Want dis wat die woord van Jahwe sê, geliefdes. En ek wil vandag na hier toe kom, 'n baie ernstige beroep op u lê. Om vir u te sê, dat hierdie wêreld is aan die einde. Daar gaan nie meer beterskap wees nie. Die ou wat dink hy gaan geld maak, hy gaan nie meer geld maak nie, geliefdes. Maar daar is 'n vreeslike tyd wat vir jou in hierdie wêreld voorlê as jy nie Yeshua verwag nie. As jy nie jou lewe vir hom gegee het nie, ten opsigte daarvan om te sê, maar ek het my sondes bely, ek leef nie meer nie. En hy het deur hierdie dooppad gegaan, hierdie sondes afgewas, sodat ek en jy kan opstaan in 'n nuwe lewe. Sien u uit daarna? En wil ek tog by u vra om al die wonders van hierdie lewe van u te gaan oproep in u lewe. Ja, en ek sien dit so baie kere van mense wat nie 'n wederkomsverwagting het nie. Van mense wat nie hierdie wonders, hierdie getuienisse in hulle lewe het nie. En dan sien jy die plan van Yeshua in jou lewe. Jy weet, my oudste dogter, sy was so, sê 2 jaar oud. En Susan se oom het daar geboor en ek moes om gaan haal het. Hy het sy bakkies se sleutels my gegee en gesê, Zai, as jy terugkom vanmiddag, laterig kom, kry my net gou. En ek was besig op die plaas gewees. En dit was bietjie laterig toe ek hardloop het by die huis en gesê het, hoor jy, vir Susan gesê het, hou net vir Lana, ek gaan gou vir hom boete haal. Susan het sê, dis reg. En ek het die bakkies se sleutels gevat en uitgehardloop.
buite toe. En soos my gewoonte maar was, my haastige maniertjies, het ek die bakkie se sleutel en dan hom dadelik gedraai om te start, en hy sê net klik. En ek start weer en hy sê net klik. En ek start weer en hy sê net klik. En ek klim uit om my bakkie se sleutels te gaan haal. En toe ek uitklim, geliefdes, toe staan Lana, hierdie kleindogtertjie, reg agter daar die bakkie. En sien nie daar die hand van behoeding van Jahwe in jou lewe. En vandag het sy hierdie 3 pragtige kleinkinders vir my. Sy en Frikkie gelukkig getroud. Maar weet u hoe sou dit gewees het as Jahwe nie sy hand oor daar die bakkie gehou het daai dag. En weet u, ek het lam van die skrik vir Lana gevat en vir Susan gaan gee. En ek het nie weer uitgehardloop nie en ek het teruggeloop en toe ek by om Boeta se bakkie kom, toe dacht ek, maar ek wou nog my bakkie se sleutel gehaal het. En ek klim in die bakkie in van hom Boeta en ek draai die sleutel en hy staart. En ek het verder gery. En toe het ek weer eens besef hoe wonderbaarlik is Jahwe in ons lewens. En dit het ek in my lewe daar die geleenthede gebruik om my kinders onder die bloed te pleit, om my vrou, my familie, my plaas, my arbeiders almal onder die bloed te kan pleit. Want ek het dit geleer, geliefdes. En ek het ook 'n wonderlike getuienis, nog baie getuienisse, wat ek later vir u, as Jahwe wil, en Yeshua het nog nie gekom nie, vir u graag van wil vertel. Maar ek wil vandag na u toe kom en vir u sê, hierdie is die woord van Jahwe. As jy hierdie woord nie ken nie, dan ken jy nie sy stem nie. Dan weet jy nie wat hy van jou verwag nie. Dan is jy op 'n breë pad, op pad na die ewige verdoemenis. Want hierdie enkelpad, hierdie keusepad, van hierdie noupoort, waar jy die keuse moet maak. Die wêreld gaan net aan met hierdie breë pad, maar ek en jy moet hierdie keuse maak, om op hierdie nou weg te kan gaan. Dit is elke ou se keuse, geliefdes. En ek wil vandag vir u tog 'n beroep op u maak. Dat ons mekaar sal inspireer en vir mekaar hierdie dinge sal vertel. Dat ons die getuienisse sal uithaal in ek en jy se lewens. Om te kan sien hoe Jahwe ons deur hierdie jare behoed en bewaar en beskerm het. En het ek net weer, toe ek hierdie boekie geskryf het, van gelofte dag is ons erfenis, ons hoop, ons geloof in Jahwe. En dit is toch maar, as jy wil kom, is dit jou gratis boekie. Praat met my, gee ek hom vir jou. Want dit is juist hierdie volk se benoudheid, hierdie volk se toekomsverwagting. Lê daarin, laat ek en jy weet, dat Jahwe is, ek en jy se hoop, ek en jy se erfenis, ek en jy se geloof in hom. Want dis nodig. Want Hebreërs 11 vers 1 sê, deur die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, op die dinge wat ons nie sien nie. En u geliefdes, het u hoop, want dit is vir elke een van ek en jy daar gestel. En ek wil u groet tot 'n ander keer, en vir u vra, geliefdes, asseblief kom keer terug na Jahwe. En daar's baie mense daar buitekant wat op 'n pad is wat na die ewige verdoemenis toe lei. Dit is u werk, net soos wat dit my werk is. En enige een se werk om elkeen te waarsku en elkeen terug te bring na hierdie wonderlike dag van Jahwe, waar hy gaan kom op die wolke om ons te kom haal. En gaan lees maar gerus 2 Tessalonisense 2. Daar, ek dink van vers 6 af, vers 8. Daarom laat Jahwe vir hulle die dwaling van die leuen gegee, omdat hulle die waarheid nie wou aangeneem het nie. En dis verskriklike woorde. En dit is waarna toe hierdie wêreld op pad is.
Gaan lees daardie stuk maar baie mooi en weet dan verseker dat Jahwe sal ons kom haal. En ek groet in die wonderlikste naam en ek sê vir die Shalom.